Julle ons is, wow, hier is nie die preek nie. Wag vir dit. Hier is ons. Great. Vir die van julle wat die eerste keer vanaand oor hierdie tyd by ons is, ek wil julle net 'n bietjie aan 'n tema bekendstel, of voor ek, as julle eers vir die eerste keer, my naam is Waldo. Ek is getroud met een vrou en ons het 3 kinders en ons is van die Parel af en dit is fantasties om by julle te wees. Die Here doen 'n regtig 'n unieke werk hierso. Julle moet dit weet. En dit is vir ons 'n groot voorreg. Môre aand gaan ons 'n bietjie deel met ons gemeente, ons families bid vir julle en ons is regtig opgewonde wat die Here besig is om te doen hier in Ermelo. So, ons gaan aan met ons reeks. Ons het 'n reeks voorgestel, kom uit 'n gelykenis uit waar gebeurtenis waar Jesus vir mense wat so 'n bietjie grumpy geraak het met hom, omdat hy saam met tollenaars eet. Hy het nou net vir Matteus geroep. Matteus kom tot redding. Hy gooi 'n groot partytjie en Jesus is daar, vier fees saam met hulle en die mense is ontsteld. En hy sê vir hulle, julle ontsteltenis is nie reg nie en julle kan nie verwag dat ons dinge dieselfde manier soos julle doen nie. En hy maak toe hierdie ding en hy sê, nuwe wyn, dit wat ek kom doen, kort nuwe wynsakke. En 'n nuwe wynsak teenoor 'n ou wynsak is regtig, 'n ou wynsak het hard geword en kan nie meer beweeg saam met die nuwe wyn se fermenteringsproses en gasse en allerlei dinge nie. Maar 'n nuwe wynsak kan. En ons het gekyk na die wyn, maar wat ook belangrik is die wynsak. Want hy sê tog, ek gooi nie nuwe wyn in ou wynsakke nie. Alhoewel die wynsak nie die wyn is nie, is dit tog ook belangrik dat ons beweeg saam met dit wat die Here doen. Is dit nie? So ons het Sondag gekyk na die evangelie van Jesus, sy liefde vir ons en die uitstorting van die Gees is die wyn. Dit is die nuwe verbond wonder wat hy kom doen het, dat hy sondaar soos ek is die ergste van julle almal, kom red het. 'n Nuwe lewe gegee het, my vrygemaak het, my sonde heeltemal vergewe het en ek staan voor hom vlekkeloos as gevolg van Jesus. En as jy in hom glo, jy ook. Dis die wonder van die evangelie. Dis regtig so goed, by the way. En dan nie net dit nie, hy stort sy Gees, hy is die teenwoordigheid van God in my in. En toe ons gaan kyk gisterand na die wynsak, wat het ons nou weer gesê? Die visie. So hy transformeer jou en ewe skielik gee vir jou 'n nuwe visie. Jou lewe gaan nie meer oor net jouself nie. Ewe skielik, dit wat hy kom doen, blaas ons uitkykspunt van die lewe. Ewe skielik bestaan ons vir die doeleindes van God, wat sê, alle nasies. Blessed to be a blessing. Ons is die kinders van Abraham. Ons het hierdie erfenis wat sê, alle nasies. En ek en jy kan lewe, en in eendag in die hemel gaan ons sien, wat ons klein efforts in hierdie ding veroorsaak het, in ewigheid. That's amazing. In plaas van om dood te gaan en sê, hier's my dit, hier's my huis, hier's my polisse. En dan? Ons het 'n kans om nou te lewe vir beloftes wat God gemaak het. Maar vanaand wil ek teruggaan, ons is deel van 'n Pinkster reeks. En Pinkster of Pentecost in Engels is herdenk 'n gebeurtenis in die Nuwe Testament kerk. Regtig hoe kan ek sê, die ontploffingspunt of die beginpunt van die Nuwe Testament kerk. Daar waar God vir die eerste keer sy Gees uitstort. Nou ek wil teruggaan daartoe, nou wil ek vir julle wys, wat skep die nuwe wyn? Wat is die effek van hierdie nuwe wyn, veral in gemeenskap? Jy sal verbaas wees, en ons sal dit nou kyk. Kom ons gaan terug na daai skrif toe, net om vir julle die gebeure weer te, hoe kan ek sê, dat ons onsself net oriënteer rondom wat gebeur het. Jesus sê vir sy disippels, wag vir my in die stad in Jerusalem. Ek gaan nou na die Vader toe, en ek gaan daar die belofte van die Vader uitstort oor julle. Maar wag vir my, en julle het 'n taak om getuies te wees in die hele wêreld, begin in Jerusalem, Judea, Samaria, aan die einde van die wêreld. En hulle gaan wag, hulle is gehoorsaam, maar hulle wag nog ons lank, 10 dae. En toe op 'n dag, Pentecost, die fees wat hulle herdenk, waar Moses die wet gekry het, daai selfde tyd toe al die Jode in Jerusalem is, stort God sy Gees uit op hierdie 120 mense. Daar's tonge van vuur, daar's wind, en hulle praat in ander tale, en mense drom saam, hulle wonder, wat gaan nie aan, en Petrus staan op en hy preek. Wel, hulle sê eers, maar wag 'n bietjie, hierdie ouens is dronk. En Petrus sê, hulle is nie dronk nie soos julle dink nie, dis die belofte
Dis die Gees, dis die nuwe wyn wat gekom het. Petrus staan toe op en hy preek die heel eerste Nuwe Testament preek. En kom ons gaan lees hier aan die einde van sy woorde wat het gebeur. Na Petrus opstaan en imagine dit. Jesus, ek sou daar wou gewees het. So 3000 mense was gered, maar imagine hoe baie mense daar moes gewees het. Hulle het nie eens 'n mic gehad nie. Ek dink dit was baie daaraan. Kom ons gaan lees. So, waar is ons nou? Handelinge 2:37. So, dis nou reg aan die einde van sy preek. Nou gaan Lukas die skrywer en sê wat het gebeur met die mense wat sy preek gehoor het. Hy het gepreek oor Jesus. Dat hy inderdaad die seun van God was en hulle het hom gekruisig. Nou hoor hulle die boodskap en dis wat gebeur. Now when they heard this, they were cut to the heart. And said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Net wat hulle ontvang het, julle sal dit ook ontvang. For the promise is for you and for your children, and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. And with many other words, he bore witness and continued to exhort them, saying, save yourselves from this crooked generation. So those who received his word were baptized. And there were added that day about 3,000 souls. That was like a kerk daai. Nou, ons lees die volgende vers. Nou gaan ons 'n bietjie van 'n snapshot kry wat die kerk veronderstel is om te wees. Dit wat hierdie nuwe wyn word nou uitgestort, mense kom tot redding, word gevul met die Gees en ewe skielik is daar 'n gemeenskap, ons 'n kerk. En kom ons kyk wat is die waardestelsel van die kerk. So dit is in 'n sin wat ek wil sê is die wynsak. Dit is wat die lewe van God deur die evangelie en die uitstorting van die Gees skep. Kom ons kyk. And they, dis nou al die mense wat gered is, die hordes mense, they devoted themselves, hulle is nie gesê om dit te doen nie, they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Kom ons pause om net gou daar. Sien, 'n kultuur, as jy daaraan dink, word geskep deur dit amper waaroor jy toegewyd is. Nee? Nou, ek was vir lang seisoene in my lewe in Engelse kerke of in Engelse gemeenskappe, en dan vra hulle die vraag, gaan jy die rugby kyk? Dan is dit soos, natuurlik. Soos as jy maar julle Saterdag draai rondom daai punt. Dis nou grappie, dis nie altyd so nie, maar my punt is, dit is soos 'n non-negotiable, dis hoe dit is, dit is hoe ons lewe doen. En in 'n manier is dit 'n devotion. Dis 'n non-negotiable in my lewe. Sodra die Heilige Gees, die krag van God, deur die evangelie van Jesus kom, die eerste kerk vorm hierdie punte van devotion. Waaraan hulle self gee. So kom ons kyk van hulle. Eerstens, hulle gee hulle self aan die apostles' teaching. So wat is dit? Wat so waarde kan wel nommer 1 die woord van God. Ons sê altyd die woord plus niks, die woord minus niks. So sodra ons goeders in ons kerk lewe en mense wat nie volgens skrif is nie, nog moet ons aanbeweeg. Die Bybel plus niks, die Bybel minus niks. Daar het hulle in die Nuwe Testament gehad nie, so die ouens het die woorde van Jesus gepreek, teen toe na die Ou Testament uit ook, maar tweedens, daar's 'n element van God aangestelde leiers. Maar deesdae is elke ouens se YouTube channel. Dis gevaarlik. They devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship. Nou gaan ek word altyd confused. Wat is die Griekse woord? Koinonia of koinonia. Ander kere vertaal hulle hom as vennootskap of julle deel in iets. Hulle was toegewyd aan hierdie ding. Dit was 'n waarde vir die eerste Nuwe Testament kerk. Dan sê hulle the breaking of bread, so hulle het heeltyd die dood en opstanding van Jesus onthou, die evangelie van Jesus en dan the prayer. So dis daai 4 kernwaardes wat die lewe van 'n plaaslike kerk vorm.
Maar ek wil vanaand praat oor gemeenskap. Kerk. Ja, dit is meer krities in die oë van Jesus as wat ons besef. So kom ons lees 'n bietjie verder. So it sê that devoted them. Nou, wat ek nou hier gaan lees is 'n beskrywing van die kultuur van hierdie kerk. Man, hoor gou. And awe came upon every soul. Imagine, kerk is soos wow, kerk is nie kerk nie, kerk is wow. And many wonders and signs were being done through the apostles. So ewe skielik is die kerk die plek waar staf gebeur. Die krag van God is teenwoordig. And many wonders and signs, through the apostles, and all who believed were together and had all things in common. And they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. Kom ons pause net gou daar. 'n Radikale vrygewigheid en sorg vir gelowiges. Net 'n klein bietjie pause daar. Onthou die konteks wat daar gebeur het. Daar was klomp Jode van reg oor die land in Jerusalem. Menende mense is nie by die huis nie. Okay? Nou ewe skielik doen die Here 'n ding, maar hulle wil nie huis toe gaan nie, maar weet jy, as jy nie by die huis is nie, het jy nie geld nie. Van daai tyd, jy kon nie werk nie. Maar hulle wil nie, want die teenwoordigheid van die Here was hier, die Here was besig met iets. Maar so was die sorg onder mekaar, niemand het dit gedwing nie, daar was nie reëls nie, dis nie 'n sosialistiese staat nie, dit is, ek sien daar's nood, en ek sal help. Menende, daar's 'n taat genoeg verhouding gewees onder gelowiges, dat mens nooit kon raak sien. Ek dink ek gaan nou, as iemand sê iewers in die Bybel, ek gaan nou sê iewers in die Bybel. Ek dink is in John, later in 1 John, waar hy sê, if you see your brother in need, nie as hy jou kom vra nie. If you see your brother, en die konteks is kerk, and you close your heart to him, how can the love of God be in you? Anyway, so jy sien hierdie gemeenskap wat so radical lief is vir mekaar, dat hulle eiendom sal verkoop, om na mekaar te kyk. Nou, dis 'n once-off, ons sien dit nie weer in die Nuwe Testament nie, was 'n unieke situasie, maar die hart is dieselfde. Ek moenie hoor wat ek nie sê nie, hoor julle wat ek sê? Waar ons gestop? And day by day, julle dink Pinkster is baie meetings. Check hierso. Day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes. They received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who are being saved. Dis herlewing. Maar dis die evangelie en die uitstorting van die Gees. Ewe skielik is hierdie 'n nuwe wynsak, 'n nuwe gemeente met hierdie waardestelsel, en die Here voeg by hulle by. Nou, ek wil fokus op die laaste vers. Net gou in terme van hulle bymekaar komste, hulle het koöperatiewe samekomste gehad. Tempel was groot genoeg dat hulle almal kon saamkom, en dan huis tot huis. Hulle sê later in Handelinge sê dit ook, ek weet nie of die slide het nie, Handelinge 5. Praat hulle van 2 leiers, dalk het ek hom nie, kom ek lees hom net. And every day, Handelinge 5:42, and every day, in the temple and from house to house, they did not cease teaching and preaching that the Christ is Jesus. Weer eens hierdie ritme van, ons ontmoet so, maar ons ontmoet ook kleiner, en die rede vir dit is verhouding. Dit is baie moeilik om regtig verhouding te hê in crowds, is dit nie? En dit was 'n crowd. Nee, 3000 mense, actually teen Handelinge 5, dink ek sê hulle, dit was 5000 mense. Hoe's daai beweging? It's amazing. Was vir my amazing. Maar kyk gou wat sê dit. And the Lord added to their number. So ek wil 'n vraag vra. Watse tipe mense moet ons wees vir God om toe te voeg?
Dis sy plan. Hy red mense en voeg hulle tot 'n liggaam. Dudley Daniel, nog ons 'n invloedryke leier in die lewe van kerk waar ek, hoe kan ek sê, gedisciple is. Hy het altyd gesê, it's more important what you get saved into than what you get saved out of. En die rede vir dit is, what you get saved into sal jou disciple, sal jou groot maak. So wat 'n tipe mense wil ons wees vir God om by ons toe te voeg? Want die kultuur van waar hy mense toevoeg, gaan veroorsaak hoe daai mense groot word in die Here. Nou, as ons teruggaan na na die oorspronklike ding wat ons Sondagoggend na gekyk het van Matteus wat geroep is, dink gou aan Matteus. Die oomblik toe Jesus hom red, raak hy deel van 'n groep. Daar was nie 'n opsie vir hom nie. Follow me. Okay, maar saam met hulle. Nou, ek advocate nie die show nie. As jy opinies het, kan jy met ander praat. Maar The Chosen beeld dit baie mooi uit hoe verskillend die persoonlikhede was van Jesus se disippels. Een van sy disippels was 'n zealot, nee, wat kultureel was dit, dis die ouens wat gesê het, ons gaan Israel vir, dis 'n heavy patriotiese Joodse ninja gewees. En Matteus word gered en hy's letterlik die opposite. Hulle is aardsvyande. Imagine daai kampvuur die eerste aand. Sit nie langs jou nie. Maar hy het nie 'n opsie gehad nie. Daar was nie 'n ander opsie om vir Jesus te volg nie. Jy volg vir Jesus in gemeenskap. Daar is nie 'n ander opsie nie. So kom ons gaan kyk. So ek dink die punt wat ek probeer vestig vanaand is om 'n hoër agting te kry vir kerkgemeenskap. Dit is baie hoog op die prioriteitslys van Jesus. En kan ek vir julle nou uit 'n ander boek uitwys, uit die skrywe van Paulus uit, hoe presies dieselfde ding gebeur. So, as ons aandag kan shift dan bietjie later in die storie in. Die evangelie versprei, 'n ou met die naam Paulus word gered. Hy maak die kerk dood en vervolg hulle, en hy het 'n ontmoeting met Jesus. Ek dink is in Handelinge 8, lees ons dit. En daar's iets amazings wat daar gebeur. Hy sien 'n visie en die visie hoor hy stem wat sê, Saul, Saul, why are you persecuting me? Maar hy vervolg nie vir Jesus nie, hy vervolg sy mense. Maar vir Jesus is dit dieselfde ding. So naby is die kerk aan Jesus se hart, dat hy vir Paulus sê, why are you persecuting me? Soos, imagine iemand sê vir my, yes, ek like jou Waldo, maar jou vrou is bietjie, hy gaan nie by my kom braai nie. Hoor jy wat ek sê? Hoe kan ons sê, ek hou van Jesus, maar ek hou nie van sy kerk nie? Dit bestaan nie in die Bybel nie. Kom ons gaan kyk na kom ons gaan maak 'n klein bietjie meer sin van dit. So ek wil gaan na die boek van Efesiërs toe. Paulus is toe gered, die evangelie versprei, en daar ontstaan 'n kerk in Efesus. En Paulus na 'n klomp ander jare, hy's in die tronk, en hy skryf van hierdie kerk. En ek wil vir julle gaan lees in hoofstuk 4, daar's 'n draaipunt in die boek. Die eerste 3 hoofstukke het hy net gepraat van wyn, die gospel, dit wat Jesus kom doen het, uit sy gees uitgestort, dis wat hy kom doen het. En nou begin hy dit omdraai, en hy sê, as gevolg van dit, nou moet ons in 'n sekere manier lewe, of dit moet 'n sekere effek hê op jou. Kom ons gaan kyk in Efesiërs hoofstuk 4. Sê, I therefore, a prisoner for the Lord, as Paulus, I urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to the one hope that belongs to your call, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. But grace was given to each of us according to the measure of Christ's gift. Ons gaan maak 'n gesin van hierdie.
tipies aan hoe Paulus skryf. Hy skryf gewoonlik as hy 'n brief skryf, begin hy en hy sê niks vir die hoe kan ek sê, hy gee geen instruksie nie. Hy gee basies net 'n uitleg van hierdie ongelooflike evangelie. Die wyn, as jy nou in ons tema volg. Maar dan kom daar 'n punt wat hy dit wil toepas. Hy sê, as dit waar is, dat Jesus die Seun van God is, dat hy gekom het en gesterf het vir sondaars, opgestaan uit die dood, en sy gees oor ons uitstort, dan is daar 'n nuwe wynsak. Daar's 'n manier wat dit ons laat lewe. Maar wat vir my amazing is wat is heel eerste op sy prioriteitslys van hoe so lewe lyk. Ek vir julle wys wat ek bedoel. Nou, hy gebruik 'n term wat sê to live a life worthy of the call, sien julle dit? So ek dink altyd aan 'n skaal, nê, een van daai skale. Jy sou iets gaan koop en dan sit hulle 'n gewig op daai ding en dan meet hulle nou die boontjies of die goedjies uit en dan balanseer hy. So hy sê amper you must live a life worthy of the call. So dis amper asof jy die call aan een kant sit en sê okay, nou jou lewe moet hierdie ding moet gepas wees tot die call. My vraag aan jou, wat is die call? Die roep. Dankie dat julle vra. Is in my notes, ek gaan vir julle sê, die roep is waarvan ons nog heeltyd gepraat het. Jesus wat sterf, Jesus wat opstaan en sê, sondaars, kom na my toe. Ek vergewe jou. Ek gee jou nuwe lewe, ek stort my gees uit. En hy sê, daai ding, die enigste gepaste manier om te lewe as jy dit het, is to live worthy of the call. Maar nou gaan ek vir jou wys, wat is hierdie worthy lewe? So die call, aan hierdie kant, is die wyn, die goeie nuus van Jesus. Nou sê ek, maar as jy dit het, dan moet jy begin waardig lewe na dit toe. En hier's die waardige lewe. Wel, kom ek lees eers vir 'n quote van iemand wat slim is. John Stott. Hy sê dit. For 3 chapters, Paul has been unfolding for his readers the eternal purpose of God being worked out in history. Through Jesus Christ, who died for sinners and was raised from death, God is creating something entirely new. Not just a new life for individuals, but also a new society. Paul sees an alienated humanity being reconciled, a fractured humanity being united, a new humanity being created. It is a magnificent vision. 'n Nuwe mense. Maar hierdie nuwe mense lewe in gemeenskap. So die waardige lewe wat ek wil sê is 'n lewe in geloofsgemeenskap wat alles met verhouding te doen het. Nou as jy dink ek jok, kyk gou na daai woorde. Live a life worthy of the call. Dan gebruik hy die woord humility, patience, bearing with one another, eager to maintain the unity of the Spirit. Wat se woorde is daai? Dis verhoudingwoorde. Hoe kan ek patient wees as ek nie verhouding met iemand het nie? Sien julle wat ek probeer sê? En met wie is ons, hier's die ding, gewoonlik dink ons hierdie woorde beteken in general, met alle mense. Nou natuurlik, ons raak hierdie tipe mense, maar dink aan die konteks van die brief. Aan wie skryf hy? Aan 'n kerk. Hy sê, jou verhoudings moet so naby wees, dat jy moet geduld hê met mense. Ek en die kassier by Checkers, ons is tight. Vriendelik, high five mekaar, maak grappies, praat oor die rugby, maar ek hoef nie geduld te hê nie, want ek leef nie naby genoeg aan daai persoon nie. Hoekom sal hy sê, being patient with one another, bearing with one another? Jou verhouding is so daarby, dat jy gaan geïrriteerd word. Dat jy gaan ongeduldig word. Maar meeste van ons is nie eens naby genoeg, dat ons dit kan toepas nie. Sien jy wat ek probeer sê? In Paulus se visie, en in wat in die handeling in die eerste kerk gebeur het, is 'n vorming van 'n geloofsgemeenskap, wat geloofslewe saam doen, soveel so, dat mekaar se lewens geken word. Anyways, ek's excited. Ek wil net een ding wys, wat vir my amazing is hoe Paulus, of laat ek so sê, nou, Dion is 'n besigheidsman, in die koöperatiewe wêreld, maar ek is seker as hy op 'n span opcheck wat iewers anders in die wêreld werk,
dan wil hy 'n paar keypunte hoor. Wat is die vital signs of daai unit gesond is? Nee, en hy het so 'n paar, en as daai merkers reg is, dan is my hart rustig. Het jy geweet, Paulus het ook vital signs gehad vir gemeentes? Hoor gou wat sê hy in Kolossense, daar's 'n paar ander, ek dink ek het Kolossense, juist, get. Hy skryf van, hy was lanklaas by hierdie kerk, né? Nou, ek seker, nou kry hy nuus van hierdie kerk. Hoor wat sê hy? We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love you have for all the saints. So Paulus, wat omgee en amper in 'n apostolic manier in hierdie kerke inwerk, wat wil hy sien? Geloof in Jesus en wat is die tweede ene? Liefde onder mekaar. Dit is so krities belangrik in die oë van die Here en dit is die nuwe wynsak en kan ek sê, dit is die tipe gemeentes wat die Here sê, adding to their number daily. Kom ons lees die teks verder. Ag, nog 'n lekker quote vir ons. O nee, wag, kom ek gou gesê gou dit. Nou daar waar ons is, ek weet nie of dit in Ermelo ding is nie, daar in die Parel, sal baie mense maklik sê, ja, die Universal Kerk, ek is baie lief vir die kerk, maar moet my nie in 'n gemeente sit nie. Nee, so dit is nog ons baie in die Parel, ek weet nie of dit hier is nie, maar en dan gewoonlik is hulle sê ding, nee, maar ek is lief vir alle Christene oral. Sê ek ook, wel dan. En hoe sê hierdie ou dit? Hy sê, if your goal is to love all Christians, let me suggest working towards it by committing to a concrete group of real Christians with all their foibles and follies. Commit to them through thick and thin for 80 years. Then come back and we'll talk about your progress in loving all Christians. Is dit nie? Dis die real deal. Maar op ons hoe af is die kerk baie keer awkward en moeilik en maar in God se oë is hy pragtig. In Jesus se oë het hy vir haar gesterf. En Jesus se oë vorm hy dit wanneer die Heilige Gees uitstort en hy vorm gemeenskap. Waar mense in verhouding met mekaar lewe. Ons lees die ding verder, dit is so 'n bietjie verder aan in daai selfde teks wat ek julle gelees het in Efesiërs 4, ontwikkel hy nou 'n prentjie van die plaaslike of van die kerk. Ek dink eintlik hierdie is 'n bietjie groter, maar dit word nog steeds in plaaslike kerke toegepas. Net gou vir interessantheid, die woord kerk, eklesia, word gesin van hierdie. Tipies aan hoe Paulus skryf, hy skryf gewoonlik as hy 'n brief skryf, begin hy en hy sê niks vir die, hoe kan ek sê, hy gee geen instruksie nie. Hy gee basies net 'n uitleg van hierdie ongelooflike evangelie. Die wyn, as jy nou in ons tema volg. Maar dan kom daar 'n punt wat hy dit wil toepas. Hy sê, as dit waar is dat Jesus die Seun van God is, dat hy gekom het en gesterf het vir sondaars, opgestaan uit die dood en sy gees oor ons uitstort, dan is daar 'n nuwe wynsak. Daar's 'n manier wat dit ons laat lewe. Maar wat vir my amazing is wat is heel eerste op sy prioriteitslys van hoe so lewe lyk. Ek vir julle wys wat ek bedoel. Nou, hy gebruik 'n term wat sê to live a life worthy of the call, sien julle dit? So ek dink altyd aan 'n skaal, né? Een van daai skale. Jy sou iets gaan koop, dan sit hulle 'n gewig op daai ding en dan meet hulle nou die boontjies of die goedjies uit en dan balanseer hy. So hy sê amper, you must live a life worthy of the call. So dis amper asof jy die call aan een kant sit en sê, okay, nou jou lewe moet hierdie ding moet gepas wees tot die call. My vraag aan jou, wat is die call? Die roep. Dankie dat julle vra. Is in my notes, ek gaan vir julle sê, die roep is waarvan ons nog heeltyd gepraat het. Jesus wat sterf, Jesus wat opstaan en sê, sondaars, kom na my toe. Ek vergewe jou. Ek gee jou nuwe lewe, ek stort my gees uit. En hy sê, daai ding, die enigste gepaste manier om te lewe as jy dit het, is to live worthy of the call. Maar nou gaan ek vir jou wys, wat is hierdie worthy lewe? So die call, aan hierdie kant, is die wyn, die goeie nuus van Jesus. Nou sê ek, maar as jy dit het, dan moet jy begin waardig lewe na dit toe. En hier is die waardige lewe. Wel, kom ek lees eers vir 'n
'n quote van iemand wat slim is. John Stott. Hy sê dit. For 3 chapters, Paul has been unfolding for his readers the eternal purpose of God being worked out in history. Through Jesus Christ, who died for sinners and was raised from death, God is creating something entirely new. Not just a new life for individuals, but also a new society. Paul sees an alienated humanity being reconciled, a fractured humanity being united, a new humanity being created. It is a magnificent vision. 'n Nuwe mense. Maar hierdie nuwe mense lewe in gemeenskap. So die waardige lewe wat ek wil sê is 'n lewe in geloofsgemeenskap wat alles met verhouding te doen het. Nou as jy dink ek jok, kyk gou na daai woorde. Live a life worthy of the call. Dan gebruik jy die woord humility, patience, bearing with one another, eager to maintain the unity of the Spirit. Wat se woorde is daai? Dis verhoudingwoorde. Hoe kan ek patient wees as ek nie verhouding met iemand het nie? Sien julle wat ek probeer sê? En met wie is ons, hier's die ding, gewoonlik dink ons hierdie woorde beteken in general, met alle mense. Nou natuurlik, ons raak hierdie tipe mense, maar dink aan die konteks van die brief. Aan wie skryf hy? Aan 'n kerk. Hy sê, jou verhoudings moet so naby wees, dat jy moet geduld hê met mense. Ek en die kassier by Checkers, ons is tight. Vriendelik, high five mekaar, maak grappies, praat oor die rugby, maar ek hoef nie geduld te hê nie, want ek leef nie naby genoeg aan daai persoon nie. Hoekom sal hy sê, being patient with one another, bearing with one another? Jou verhouding is so daarby, dat jy gaan geïrriteerd word. Dat jy gaan ongeduldig word. Maar meeste van ons is nie eers naby genoeg, dat ons dit kan toepas nie. Sien jy wat ek probeer sê? In Paulus se visie, en in wat in die handeling in die eerste kerk gebeur het, is 'n vorming van 'n geloofsgemeenskap, wat geloofslewe saam doen, soveel so, dat mekaar se lewens geken word. Anyways, ek's excited. Ek wil net een ding wys, wat vir my amazing is hoe Paulus, laat ek so sê, nou, Dion is 'n besigheidsman, in die koöperatiewe wêreld, maar ek is seker as hy op 'n span opcheck wat iewers anders in die wêreld werk, dan wil hy 'n paar key punte hoor. Wat is die vital signs of daai unit gesond is? Nee, en hy het so 'n paar, en as daai merkers reg is, dan is my hart rustig. Het jy geweet, Paulus het ook vital signs gehad vir gemeentes? Hoor gou wat sê hy in Kolossense, daar's 'n paar ander, ek dink ek het Kolossense, juist, get. Hy skryf van, hy was lanklaas by hierdie kerk, né? Nou, ek seker, nou kry hy nuus van hierdie kerk. Hoor wat sê hy? We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love you have for all the saints. So Paulus, wat omgee en amper in 'n apostolic manier in hierdie kerke inwerk, wat wil hy sien? Geloof in Jesus, en wat is die tweede ene? Liefde onder mekaar. Dit is so krities belangrik in die oë van die Here, en dit is die nuwe wynsak, en kan ek sê, dit is die tipe gemeentes wat die Here sê, adding to their number daily. Kom ons lees die teks verder. Ag, nog 'n lekker quote vir ons. O nee, wag, kom ek gou gesê gou dit. Nou daar waar ons is, ek weet nie of dit in Ermelo 'n ding is nie, daar in die Parel, sal baie mense maklik sê, ja, die Universal Kerk, ek is baie lief vir die kerk, maar moet my nie in 'n gemeente sit nie. Nee, so dit is nog ons baie in die Parel, ek weet nie of dit hier is nie, maar, en dan gewoonlik is hulle sê ding, nee, maar ek is lief vir alle Christene oral. Sê ek ook, well done. En hoe sê hierdie ou dit? Hy sê, if your goal is to love all Christians, let me suggest working towards it by committing to a concrete group of real Christians with all their foibles and follies. Commit to them through thick and thin for 80 years.
Then come back and we'll talk about your progress in loving all Christians. Is dit nie? Dis die real deal. Maar op ons oë af is die kerk baie keer awkward en moeilik maar in God se oë is hy pragtig. In Jesus se oë het hy vir haar gesterf. In Jesus se oë vorm hy dit wanneer die Heilige Gees uitstort en hy vorm gemeenskap. Waar mense in verhouding met mekaar lewe. Ons lees die ding verder, so 'n bietjie verder aan, in daai selfde teks wat ek julle gelees het in Efesiërs 4, ontwikkel hy nou 'n prentjie van die plaaslike of van die kerk. Ek dink eintlik hierheen is 'n bietjie groter, maar dit word nog steeds in plaaslike kerke toegepas. Net gou vir interessantheid, die woord kerk, eklesia, word baie keer in die Nuwe Testament gebruik. 15 kere wil dit voorkom of dit gebruik word van die Universal Kerk. En daai kerk het nog niemand gesien nie, by the way. Ons gaan hom eendag sien. Want ons gaan eendag deel wees van daai worship en aanbidding in God se teenwoordigheid. Maar 91 keer in die Nuwe Testament verwys die woord eklesia na 'n plaaslike kerk iewers met hulle leiers en hulle mense besig om God te dien. En dit is belangrik vir Jesus. Ons lees verder, hy ontwikkel Paulus raak nou verder, vers 11 sê hy, and he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers to equip the saints for work of ministry. Ek dink daai gawes is wat Jesus gee, maar volg die ding, so en ek dink hierdie is 10 in die prediker tipe gawes. So wie's die ministers? Die ou wat preek of die saints? So wie's in bediening? Ja, exactly. So wie moet die works of service doen, ministry doen? Maar ek is 'n equiper. Dan gaan hy to build up the body. So wie bou die liggaam op? Ons 'n vloei hierso. Die saints. Menende, jy is verantwoordelik vir die opbou van die liggaam van Jesus. Ek weet nie of jy dit geweet het nie. Dis nog ons verantwoordelikheid, nee? Until we all attain the unity of the faith and the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning and by craftiness and deceitful schemes. Okay, wag, kom ons pause hom eers daar. So die saints doen die ministry. Weet jy hoeveel keer kom die woord one another in die Bybel? 59 keer kom die woord one another in die Nuwe Testament voor. En weet jy wie is die one another? Die konteks is kerk. Regtig, dink aan. Hy skryf vir 'n kerk en hy sê one another. Nou wie is die one another? Dis nie 'n ou checkers nie, dis hier. Andy Stanley, so ander leier het gesê, the primary activity of the church was one anothering one another. Love one another, bear with one another, serve one another, bear one another burdens, forgive one another. So my vraag aan jou is, hoe is jou one anothering in die lewe van Jesus se kerk? Maar kyk die visie is groei. So die idee om te groei, en wat God vir jou wil hê, is in gemeenskap, is in verhouding met medegelowiges. Daar's nie 'n ander manier nie. Natuurlik kan die Here goeders doen, maar die prentjie wat ek uit Paulus uitsien, in die boek van Efesiërs en 'n klomp ander plekke is, dis die idee. Jy is geplant in die huis van die Here, en jy groei, en jy dra vrug. En hoe lyk dit? Is in verhoudings. Is in die tye, wanneer mense wanneer jy moet bear with one another, wanneer jy moet patient wees met one another, wanneer iemand jou bietjie teregwys, wanneer iemand jou irriteer, wanneer jy met iemand moet vergewe, dan groei ons. Dan word ons soos Jesus. En dit is die gemeente aan wie die Here wil add, day by day, those who are being saved. So die vraag wat ek wil vra is, wat beteken dit om in 'n
betekenisvolle manier aan 'n kerk te behoort. En ek dink die liggaam is 'n mooi beeld. Nou as ek in die straat afry en ek sien 'n arm op die grond, is dit 'n noodgeval. Nee, dink aan, dit is 'n noodgeval. Dit is iets is verkeerd hier. Dit moet nie so wees nie. Die hele idee van 'n liggaam, hier is 2 woorde. Wat beteken dit om deel te wees van 'n kerk? Nommer 1, geïntegreer. Dis baie belangrik vir die arm om geïntegreer te wees. Dink jy nie? Daar's 'n koneksie met ander lede. Romeine 12 sê we are members of one another. So jy is nie lede van 'n database nie. Jy is nie lede met Sondag nie. Dit is belangrik. Ek dink jy kan ek weet daar's 'n probleem in die familie as ek nooit pitch na familie-etes toe nie. Maar dit is die verhouding wat my geïntegreerd maak. Maar ons 'n tweede ding, as die arm of 'n ledemaat nie mooi werk nie, dan funksioneer hy nie. Hier is die 2 woorde wat ek altyd onthou en ons mense probeer leer is, integreer, funksioneer. Dit is God se visie vir sy plaaslike kerk, in gemeenskap, in verhouding, om te groei en om die wêreld te bereik. Ek sal dit dalk anders gedoen het, maar ek is nie God nie, en jy is ook nie. Dit is die plan wat Jesus het vir sy kerk. Stort die nuwe wyn uit, vorm 'n gemeenskap wat regte verhouding het, en 'n verhouding wat verder strek as 'n kontrak. Dink aan die beelde, dink aan Jesus en sy bruid, dink aan die term, hierdie is my verbond met julle. Dink jy nie ons verhoudings met 'n vorm van verbond in hê nie? Menende ek's committed aan jou, aan hierdie gemeente. Maar in ons, ek weet nie of dit is nie, seker in ander kerke, maar nie hier nie. En al by ons gebeur dit baie, dit is hierdie. Ons hou van winkels, ons is 'n service industrie, consumers. Vat so 'n bietjie hier, vat so 'n bietjie daar. Want dit gaan oor my. Maar Jesus het iets soveel groters vir ons. Vir ons verhoudings en of ons vra, vind dit oor enigiets of wat in dit vir my, covenant is anders. En ek dink daar's 'n vorm van covenantal verhoudings wat in ons saam is. En to be honest, ek sien dit hierso. Ek sien dit hierso. Is dit nie, Dion? Dit is amazing om te sien mense wat vir jare al mekaar ken en deur dik en dun is. Maar nou wil ek so klein bietjie transition. En 2 woorde bring aan die gemeente wat ek hoop die leierskap moet maar toets. Ek sal dit aan julle maar ek hoop dit is van hier af. Dink gou Jan, hoe bou jy hierdie verhoudings? Al nommer 1, jy gaan met mekaar uitkom. Ons tye saam, maar dit is moeilik om 'n regte verhouding te bou met die agterkant van iemand se kop. Is dit nie? Ons sit hier in rye. Nee, so sekerlik moet die kultivering van verhoudings effens verder gaan. In Genesis is daar 'n incredible skrif van Isak wat sê in Genesis hoofstuk 26 wat sê, and Isaac dug again the wells of his father, of wells of water that had been dug in the days of Abraham, his father, which the Philistines had stopped after the death of Abraham, and he gave them the name that his father had given them. Daar was 'n tyd in die verlede waar Abraham, daar was lewe en daar was water vir sy kudde. Maar die vyand het gekom en daar toegegooi. En daar het 'n tyd gekom wanneer Isak dit weer oopgemaak het. En ek het gehoor hierdie gemeente het soos oor die 60 homegroups gehad of selgroepe. Ek weet nie wat deesdae noem dit enigiets. Connect, Cell, Cool, Connect, enigiets. Maar die punt is, hoe anders ontmoet mense in huise? En die punt is nie 'n perfekte struktuur nie, dis die waarde van verhouding en om lewe saam te doen in die geloof. As dit nie 'n groep is nie, dan is dit 'n ander manier. Mense se situasies is anders, maar jy moet die vraag kan antwoord, is ek geïntegreerd in 'n verhouding? As iets, sal iemand my mis? Nou, as hierdie vinger nie is nie, gaan ek hom mis. Dis die beeld. En ek wonder of die Here nie iets doen, en so of, julle moet dit toets, of daar nie 'n digging up of old wells is nie. Die Here wil sê, dis dalk weer tyd om, dat hy lewe wil blaas op hierdie gemeente, en hierdie pockets van lewe reg oor Ermelo wil hê, waar mense genooi toe kan word, gered kan word, toegevoeg na die familie,
So ek submit dit aan julle, dit is, is okay as dit verkeerd is. Ons ry oor 2 dae. en dan die laaste ene wil ek julle met hierheen los. Daar's 'n incredible Ou Testament profesie van wat gaan gebeur wanneer die Messias kom. In die tyd van nuwe wyn, en dis wat hy sê, sing, O barren one, who did not bear. Break forth into singing and cry aloud. You have not been in labor, for the children of the desolate one will be more than the children of her who is married, says the Lord. Enlarge the place of your tent, and let the curtains of your habitations be stretched out, and do not hold back. Lengthen your cords and strengthen your stakes, for you will spread abroad to the right and to the left, and your offspring will possess the nations, and will people the desolate cities. Hierdie incredible prophecy van wat die Here, hierdie familie wat gaan bly groei. Maar weet jy wat gebeur as 'n familie groei? Jy word gestrek. Nee? Ewe skielik klop die budget nie meer lekker nie, jy moet ruimte maak in jou huis, jy moet in daai tyd moes hulle tente groter maak. En ek wonder of die Here sê, is ons harte groot genoeg om ruimte te maak vir nuwe verhoudings? Ruimte te maak vir nuwe mense. Want the Lord added to their number, maar aan wat het hulle geadd? Aan 'n gemeenskap van verhouding. Is dit wat, ek eindig met hierdie een, en ek dink die musiekspan kan ons so lank kom asseblief. Is dit nie amazing nie, dat in die boek van Timoteus, is een van die kwalifikasies van 'n ouderling, wat veronderstel is om die voorbeeld te wees vir die gemeente, hospitality. Ek weet nie of julle dit al raak gelees het nie. So, sekerlik moet dit soos teologies wees, of dit, obviously is dit daar ook able to teach, maar een van die eienskappe is hospitality. Menende, ek kan ruimte maak vir ander. En dis die voorbeeld vir die gemeente. En ek voel of die Here sê, daar gaan 'n seisoen kom waar die Here sê, strek vir nuwe mense. Maak seker jou verhoudings, ons ewe skielik kom ek nie meer met my beste buddy uit nie, maar ewe skielik is hier 'n nuwe verhouding, wat ek kan help en integreer in die lewe van 'n gemeente, en van wat die Here besig is om te doen.